Weereens baie welkom en baie dankie dat u ingeskakel het. Ek glo en vertrou dit gaan baie goed met u en dat God se woord steeds vir u baie belangrik is. Nou ek gesels andermal weer oor die eskatologie of die dinge van die laaste dae. En in vandag se video gaan ons kyk, is daar twee verskillende evangelies wat gepreek word. Nou dit is die Gospel of the Kingdom en die ander een is die Gospel of Grace. Nou in die pre-trib rapture kamp word geglo dat die wegraping gaan plaasvind voordat die 7 jaar aanbreek en tydens hierdie periode, die kerkperiode, is die Gospel of Grace te sprake. Maar na die wegraping gaan die Gospel of the Kingdom, wat 'n werksaligheids evangelie is, weer ingestel word. En dit is 'n valse evangelie, dit is 'n valse leerstelling. Dit kom nie voor in die woord van God nie, maar hierdie mense maak twee evangelies vir twee tydvakke. Nou ek gaan vandag vir 'n paar videoklips speel wat hierdie mense leer en ons gaan alles beoordeel in die lig van die skrif. So kom ons spring dadelik weg. Nou, the gospel or the good news, dit is wat dit is die goeie nuus van Jesus Christus. Of the kingdom is the message that Jesus urges us to believe today, since he is the only being through whom we may receive salvation. We must heed his instruction to repent and believe in the gospel. Ons moet die evangelie glo en ons kom tot redding daardeur, deur die bloed van Jesus Christus. Daar's nie 'n ander manier hoe die mensdom gered gaan word nie. Maar kom ons gaan kyk wat sê die mense wat glo in die dispensasie teologie. Nou hulle glo dispensationalism is a theological framework that views history as divided into distinct periods in which God interact with mankind in specific ways. Daar was 'n tyd gewees wat daar die tyd van die wet was en toe die tyd van genade gekom het, dis waar. Maar hulle wil nou die tydvak van die genade beëindig by die pre-trib rapture, terwyl dit nie die geval is nie. Nou kom ons gaan kyk na daardie skets. Nou hierdie is die laaste 7 jaar of die laaste week van Daniël. Nou ons weet dit beslaan 7 jaar en dit begin met die covenant, die sluiting van die covenant wat gaan plaasvind en dan sal die eerste seels oopgemaak, die eerste 4, die begin van smarte. Daarna in die middel van die 7 jaar sal die antichrist in die tempel gaan sit en voorgee dat hy God is en dan sal die groot verdrukkinge aanvang neem waarna die 6de seel sal oopmaak en dis waarvan Jesus gepraat het toe hy gesê dadelik na die verdrukking van daardie dae sal die son verduister word, die maan sal soos bloed word en so meer en dan sal die seun van die mens verskyn, dis die harpazo. Maar na hierdie gebeure sal die wraak van God die dag van die Here aanbreek. Maar in die pre-trib kamp word geglo dat die kerkdispensasie eindig hierso, met ander woorde voor die 7 jaar gaan begin. Dit is nie die geval nie. Die kerkdispensasie, as jy die dispensasie wil noem, eindig dus hier by die 6de seel. Dit is wanneer die harpazo gaan plaasvind, die wegvoering van die kerk by die wederkoms van Christus. Dit is wat dit beëindig. En die evangelie van genade, en dit kan die kingdom, the gospel of the kingdom wees, wat Jesus het genoem het, dis die evangelie van genade, wat verkondig word tot by die wederkoms van Christus. Nou goed, kom ons gaan kyk na hierdie skets. Dit is baie duidelik dat die evangelie sal verkondig word tot by die wederkoms, soos ek gesê het, en daarom is dit hierdie periode tot by die pre-rapture, dis wanneer die wegvoering of die wederkoms plaasvind na die kosmiese tekens en dan sal die wegvoering van die kerk wel plaasvind. Maar kom ons gaan kyk wat sê een van hierdie leraars, wat is hierdie twee evangelies? Kom ons gaan luister en dan gaan ons dit vandag bespreek. Jesus makes a future proclamation about the gospel of the kingdom, stating in Matthew chapter 24 that during the 7-year tribulation, it will be preached again. But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Matthew 24, 13 through 14. Dit is baie duidelik, hy onderskei twee evangelies en dat die gospel of the kingdom spesifiek gerig is aan die mense in die 7 jaar verdrukking.
Jesus het nooit gepraat van 'n 7 jaar verdrukking nie. Hy het gesê, daar gaan 'n groot verdrukking plaasvind in die 7 jaar, maar die evangelie waarvan Jesus hier praat, is dit tog maar die evangelie van genade. Hy sê, want die gospel of grace eindig by die pre-trib rapture, en dit is wat hierdie mense glo, dis vir hulle baie essensieel. Nou, hierdie evangelie waarvan Jesus praat, is die boodskap van redding vir alle nasies. 'n Evangelie wat verkondig word van die begin af tot by die wederkoms van Jesus Christus. Daar is nie 'n ander evangelie nie, maar hierdie mense hou vas aan hierdie 2 evangelies, asof dit die een vir die groot verdrukking bedoel is, want die kerk is nie hier nie. Dit is nie die geval nie. Maar kom ons gaan kyk, waarmee sluit hy af. Hy sê, in order for the gospel of the kingdom to be preached once again during the 7-year tribulation, the gospel of grace in Christ must come to a closure. Met ander woorde, dit moet beëindig word. Nou, hoe word mense in die 7 jaar gered, as hulle nou die evangelie van genade nie kan verstaan nie? Daai evangelie, die genade evangelie, sal verkondig word tot by die wederkoms. The preaching of the gospel of grace will come to an end at the rapture. Dit staan nie in die Bybel nie, dit is ingevleg in die woord, in hulle leerstellings, dit bestaan nie, dit kom nie uit die woord van God nie, dit is onskriftuurlik. Nou ja, en dit is, dan sal die einde kom sê. Maar kom ons gaan luister na 'n volgende leraar, wat praat oor die verskillende evangelies, hierdie 2 evangelies waarvan ons nou praat. En dan sê die een is die een van genade, wat eindig by die pre-trib rapture, en dan gaan daar 'n gospel of the kingdom verkondig word, wat 'n werksaligheid is. Niemand word gered deur werke nie. Jesus het nie verander nie, dit wat hy verkondig het, is 'n evangelie van genade, tot by sy wederkoms. Kom ons gaan luister. You see, in the scripture, the Lord tells us in Matthew that during the tribulation period, he says the gospel of the kingdom will be preached in all the earth, and then the end shall come. That is a key phrase there. The gospel of the kingdom shall be preached in all the earth, and then the end shall come. Now that's going to be the responsibility of the 144,000 witnesses that will be there during that period of time, that will preach the gospel of the kingdom. Now the gospel of the kingdom, you can disagree with me if you want, but the gospel of the kingdom and the gospel of the grace of God that was given to Paul as a mystery are 2 different gospels. One of them is a gospel of works, and the other is a gospel of grace with no works. And how do I know they're different? Well, there are many reasons, and I'm not going to get into that because I made another video concerning that issue. But it just stands to reason that the gospel that will be preached, which Jesus said it will be the gospel of the kingdom, that will be reinstated during the tribulation, it has to be the gospel of the kingdom, because it, again, will be a works gospel. The reason why is because they cannot take the mark of the beast. And they have to do an awful lot of work to not take the mark of the beast. Nou, ek wil dadelik begin deur te sê, gelowiges wat in die groot verdrukking die antichrist moet teestaan, gaan nie dit doen deur werkesaligheid nie. Hulle is reeds gered deur genade. En omdat hulle gered is, gaan hulle die merkteken van die antichrist teestaan. Daar's geen werksaligheid wat enigiets te doen het met die merk van die dier nie. En dis wat hierdie mense graag wil leer. Hulle glo in 2 verskillende evangelies, die gospel of the kingdom, wat weer ingestel gaan word tydens die 7 jaar verdrukking, want die gospel of grace eindig by die pre-trib rapture. En hy sê dis 2 verskillende evangelies. Dis een en dieselfde evangelie. Jesus sal nooit 'n ander evangelie bring teenstrydig met dit wat hy ingestel het, wat hy aan Paulus gegee het nie. En die Bybel sê hy gaan dit aan die nasies verkondig. Dit nie aan die Jode nie, aan die nasies en natuurlik die Jode, maar hierdie mense wil so graag hierdie leerstelling aanbied om 'n pre-trib rapture te kan promoveer. Nou,
dat werksaligheid weer te sprake is, omdat 'n mens sal moet werk om nie die merk te aanvaar nie. Jy kan nie werk om dit te doen nie. Jy sal dit weerstaan, omdat God se gees in jou woon, dat jy deur genade gered is. Jy sal dit nie aanvaar nie. En dis wat dit is. Jy gaan nie jou werkesaligheid gaan geen verandering bring nie, en hierdie mense wil dit so graag leer. Kom ons gaan kyk na 2 skrifgedeeltes, wat vir ons die teendeel bewys. Nou die eerste is Openbaring 12 vers 11, en hulle het hom oorwin deur die bloed. Wat staan daar? Die bloed van die lam. Dis die evangelie van genade. En deur die woord van hulle getuienis, en hulle tot die dood toe, hulle lewe nie lief gehad nie. So hier is die bloed van Christus, die werk wat aan die kruis afgehandel is, dit wat hulle dan, hulle oorwinning behaal deur sy bloed, en deur die woord van sy getuienis, is die woord van God. Die volgende skrifgedeelte sê vir ons, hier kom die leidsaamheid van die heiliges te pas, dis die gelowiges. Hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar. Dis geloofsaligheid, nie werkesaligheid nie. So hierdie mense bring 'n valse leerstelling hier, en wil so graag dit uitwys, en dit lyk so eg, want die wegraping het nou plaasgevind. So nou is dit werkesaligheid in die verdrukking. Daar's geen werkesaligheid nie. Alles is deur genade. Nou kom ons gaan kyk wat sê Henko Creer, wat is vir hom hierdie koninkryk, die evangelie van die koninkryk. Hy sê dit alles te doen met die koninkryk van God op aarde, die vrederyk. Kom ons gaan kyk. Hy sê, en dan om die geregtigheid van middel sal, en wie volhard tot die einde toe sal gered word. Hy sê, maar hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot 'n getuienis vir al die nasies, en dan sal die einde kom. Wat se koninkryk word hier verkondig? Die koninkryk van Jesus wat op die aarde gaan wees. Wat het Jesus gesê? My koninkryk is nie van hierdie aarde nie. Maar wat gebeur in Openbaring met die bruiloft van die lam? Hy aanvaar die koningskap van die aarde, en hy gaan nou op die aarde kom regeer. Kom, ons gaan nou daarvan praat. Nou, dit is baie duidelik vir hom dat hy glo dat hierdie evangelie van die koninkryk alles te doen het met die 1000-jarige vrederyk. Dit staan nie in die skrif nie, dis buite konteks. Jesus. Dit is die evangelie wat verkondig word tot by die wederkoms van Christus. Nou kom ons gaan lees hy skrifgedeelte. En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot 'n getuienis vir al die nasies, en dan sal die einde kom. Jesus het daar gepraat met sy disippels op die Olyfberg, wil hom vra, Here, wat is die teken van die koms en die volëinding van die wêreld? Die Here het nie gesê in die verdrukking sal hierdie evangelie verkondig word nie. Hy het gesê hierdie evangelie sal verkondig word van nou af tot aan die einde, wanneer die einde gaan kom. Dis die wederkoms. Tot 'n getuienis vir die nasies, tot redding, met ander woorde, hulle sal glo en gered sal word. En dis wat ek en jy vandag ook hoor. Niks te doen met die sogenaamde die 1000-jarige vrederyk nie. Nou wat het dit te doen met die vrederyk? Met hulle wat daar sal ingaan? Niks nie. Na die wederkoms gaan hierdie skaapnasies, wat natuurlik die skaapnasies genoem word, in die koninkryk as ingaan, in saam met die Jode wat in die op die 1000-jarige vrederyk eerder sal ingaan. Hierdie evangelie het niks te doen daarmee nie. Dit het te doen met die nou, die hier en die nou. Goed, kom ons gaan kyk, wat sê Marko, hy het 'n persoon wat saam met hom gesels oor hierdie 2 evangelies. Kom ons gaan luister noukeurig wat hulle sê, en dan gaan ons dit bespreek. That is the era of grace. They call it the church age. The church age. So we are now in that era. And this era has a beginning and also has an end. Yes. What will be the event that will mark the end of the church era? The end of the church era is the rapture of the church. What began on the day of Pentecost when the Spirit came down from heaven will end up with Christians and the Holy Spirit being taken to heaven. And after the rapture, we're going back to the gospel of kingdom, ne? After the rapture, yes. God's unfinished work with Israel, what we call Daniel's 70th week, the gospel of the kingdom will again be the message. Nou ja, dit is eintlik baie skokkend wat hulle sê. Kom ons kyk na die eerste videoklip. Hierdie man sê,
Hy sê ons lewe nou in die kerk-era en dat dit beëindig word met die rapture, die pre-trib rapture natuurlik. En dan sê hy, by hierdie geleentheid sal die kerk en die Heilige Gees weggeneem word. Nou dit staan nie in die woord van die Here nie, hulle gee geen skrifgedeelte om dit te bevestig nie. Dit is so jammer dat hulle dit so maklik aanbied en dan die onkundiges glo al hierdie goed. Daar bestaan nie 'n pre-tribulation rapture nie, by die wederkoms sal die kerk-era beëindig word, as ons dit so kan noem. En dan is dit verby, dan is die evangelie afgehandel, en hierdie evangelie is nie die evangelie van die koninkryk of genade nie, dis die evangelie van redding, wat alles insluit, dat jy natuurlik glo aan die verlossingswerk van Jesus Christus, deur sy bloed, en dit is die evangelie wat verkondig sal word. In die tweede videoklip sê hy dat na die wegraping sal die kingdom, die gospel of the kingdom, weer ingestel word. Nou gee vir my 'n skrifgedeelte wat dit aandui. Daar's geen skrifgedeelte wat dit aandui nie. Hy sê om met die Jode te deel. Nou wat van die heidense nasies? Want hierdie skrifgedeelte, Matteus 24 vers 14 sê duidelik, dat dit sal verkondig word aan alle nasies tot 'n getuienis, en dan sal die einde kom. Nou alle nasies sluit die Jode in. So dis nie die gospel of the kingdom nie, dis die evangelie van genade wat verkondig word tot redding. Jy kan nie op 'n ander manier gered word nie. Nie deur jou werke nie, slegs deur geloof in Christus Jesus. En dit is waaroor dit gaan. Goed, kom ons gaan kyk na 'n laaste videoklip van Johan de Beer. Nou, hy glo immers dat hierdie koninkryk, die gospel of the kingdom, is die evangelie van redding en saligheid. Maar hoor wat sê hy teen die einde, dat dit hierdie jaar 2025 gaan eindig, want dan sal al die nasies het gehoor het, en dan gaan die Here terugkom. Kom ons gehoor. Did you see that? Watch what he's saying. This gospel, the one of Jesus Christ, the one of salvation, that's what he's talking about. Of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all nations. He's not saying to every single person in the world. He's not saying that. He's saying it will be preached in all the world as a witness to all nations. A witness to all nations. A witness to all nations. And then Jesus Christ said, the end will come. This year, by the end of this year, we will be finished with preaching the gospel in all nations on this earth. Nou dis baie duidelik dat hy glo dat die gospel of the kingdom is dan die gospel of redding, die evangelie van genade, en hy sê dat dit is die evangelie wat ons nou verkondig, en dan sê hy 'n baie interessante ding. Hy sê dat aan die einde van 2025, dis wat hy enig gesê het, want hy het dit in 2025 gepreek, dit afgehandel sal wees, en dan sal die einde kom, die wegraping van die kerk. En dit is nie wat gaan gebeur nie. Daar is nie 'n pre-trib rapture nie. Die groot verdrukking gaan eers kom, die vervolging van gelowiges, die afval, die antichrist, en dan sal die einde kom, wanneer Jesus gaan terugkom in groot krag en heerlikheid om sy kerk te kom haal. Maar nou ja, dit is wat hierdie mense glo, daar bestaan nie 'n ander evangelie as die evangelie van genade nie, maar dit is vir hulle baie essensieel. Nou goed, daar is een evangelie en dit is die evangelie van genade aan die Jood en die heidene tot by die wederkoms van Jesus Christus. Daar is nie twee evangelies nie, daar is een. En daar is nie twee tydvakke waar dit verkondig gaan word nie. Dit word verkondig van die kruisiging af tot by die wederkoms na die groot verdrukking. Tot 'n volgende keer wanneer ons weer gaan gesels, mag die Here u seën. Totsiens.